Hoe belangrik is tyd? Ek weet nie of julle agterkom het nie, hoe ouer jy word, hoe vinniger gaan tyd verby. Weet dit al so beleef? Dit voel net of jy nie kan byhou nie. As jy jou oë uitvee, nee, jy was net gister 18, nou sit jy by 50, 60, 70. Ek gaan nie vra hoe oud is ons wat hier binne sit vandag nie. Maar as jy jou oë uitvee, het tyd by jou verbygegaan. As jy jou oë uitvee en sê iemand vir jou, sal weer amper jou verjaarsdag. Die almal is so excited behalwe jy. Wie beleef dit so? Daai opgewondenheid van 'n kind wat nie kan wag nie. Ek kon nie slaap nie want ek verjaar môre, dit wil net nie aanbreek nie. Jy sit so en dink, heerlikheid, dis al weer hier. Dan sê jou kind vir jou, "Daddy verjaar môre." Is dit nie amazing? En dink jy, "Jippie." Is dit waar? Tyd loop so vinnig. En is 'n lekker scientific fact vir julle. Hulle het dit so bewys dat, hoekom is dit so ouer jy word, hoe korter raak tyd vir jou? Is iets in jou brein te doen. So as jy babietjie is en klein en jy ontwikkel, dan sê hulle jou brein is soos 'n spons. Dis mos waar, nê? Nee? So hy stretch amper tyd vir jou om die kapasiteit te hê om baie te kan invat. So dan word tyd vir jou langer. Ek sê nou nog vir iemand, kyk, jy onthou op skool, as lang naweek of naweek aangebreek en dan voel dit soos 'n vakansie. Wie onthou dit? Yes, jy kon nie wag nie. Jy kom oor die huis en gooi daai tas daar in die hoek. En jy worry nie oor daai huiswerk, niks nie. Maandag gaan staan jy mos so in die rye by die klas. Wat was jou antwoord? Wat was jou? Wie onthou dit? Come on. Ek onthou dit so goed, ek was daai ou. Dan stap almal so een vir een mos so in, maar jy staan net agter, net nog een antwoordjie. En dan doen ons dit so. Want daai naweek het gevoel soos hierdie great vakansie wat voor jou wag. En jy het so gevat, nou, as jy jou oog toemaak, nee, dan is jou naweek weg en dan is jy terug by die werk. Maar hulle het bewys dat daai spons aan, so ouer jy word, het jy nie meer daai spons effek meer so erg in jou lewe nie. Hulle sê, dan sê jou brein, tyd is nie meer 'n groot ding vir jou, so tyd kan maar aanjaag. Dan kry ons die illusie van, dit gaan baie vinniger verby. En dit is vir my baie snaaks, want elke generasie sê naderhand, tyd gaan net al hoe vinniger verby. Het julle dit gehoor? Tyd gaan net al hoe vinniger verby. So as jy nog nie weet nie, gaan ek vandag praat oor ons dae tel. Kyk vir die ou langs, jy sê, my dae tel. My dae tel. So kom ons leef wys in 'n verbygaande wêreld. So vanoggend, dis daai boodskap wat jy vanoggend gaan hoor om te sê, maak elke dag tel. Want ons weet, kyk, die ding is, ons sit vandag in 'n wêreld met eindelose inligting, kennis, tegnologie wat vooruitgaan. Ons sit in 'n wêreld vandag wat eintlik soveel goedjies het, is eintlik net te veel. Maar as een ding wat ons so nodig het, glo ek, om by alles aan te pas, en dis wysheid. Waar? Ons kan al hierdie tegnologie hê, al hierdie kennis, 'n klomp goedjies hê, maar wat ek en jy die meeste nodig het met alles wat vir ons gegee is en gegee is, het ons wysheid nodig. En ons het wysheid van ons hemelse Vader nodig. So die Bybel herinner ons daaraan dat die lewe kort is. Wie het al daai skrifte hoeveel keer raak gelees? Ja, dis vinnig, dan is dit verby. Hy sê dan, want Moses self sê in Psalm 90:6, hy sê dit, in die môre is dit fris en groen. In die aand is dit reeds verdroog en verwelk. Hy sê lewe gaan so vinnig verby, die oggend jy opstaan, as alles nog mooi groen en dou en alles dit so, maar die aand as jy omtrent klaar, dan lyk dit of alles droog is, alles verby. Tyd het so vinnig verbygegaan. Nou verstaan ons lewens is soos gras, hier vandag en môre is dit weg. So wat beteken dit? God roep ons in hierdie kort tydperk om met doel, wysheid en doelgerigtheid te lewe. Kyk vir jou langs, jy sê, God roep my. Sê vir hom, God roep my. Kyk vir daai ou langs jou, kyk vir hom. Sê, God roep my om doelgerig te lewe. Amen? Eers kyk as ek hy ding sê, dan skrik die helfte van ons nou weer vanoggend, want ons dink, hoe heerlikheid maak ek ooit goed met my dae wat ek het. Want hoekom? Ek is so besig.
Maar ons gaan vanoggend na 3 goedjies kyk, wat ek glo vir my en jou gaan help. Vanoggend wat ons kan wysheid gee. 3 goedjies vanoggend. Julle reg vir dit? OK. Goed, die eerste een is die lewe is kort. Die lewe is kort, so ons gaan 3 goed ondersoek. Die lewe is kort. Tweede ding is, tyd is belangrik vir God. En dan die derde ding is, ons is geroep om wys te leef en ander te disipel. So ek is nie net geroep vir myself nie, ons gaan nou daarna kyk, maar ek is geroep vir baie meer as dit. Amen. So, die lewe is kort. Ek het nou vir julle ietsie opgetrek daarson, die lewe is kort soos 'n mis wat verdwyn. Kyk nou op die volgende enetjie wat ons daar het, dan wil ek gou vir jou wys hoe kort is dit. Jo, nou gaan ons van ons skrik. As jy 18 jaar oud is vandag, leef jy al vir 6570 dae. As jy 30 jaar oud is, dan leef jy 10.950 dae. As jy 50 jaar oud is, 18.250 dae. En dan as jy 70 jaar oud is vandag, leef jy maar 25.550 dae. Toe ek daai goedjies gaan oorkyk, toe besef ek, dis eintlik min. En tyd gaan so vinnig verby. Want as ek terugdink nou aan my storie en my lewe, en ek kyk terug, dan besef ek, maar dit voel nie soos 40 jaar terug, 50 jaar terug, sulke goed nie. Dit voel soos gister. Wie kry nog daai belewenis? Almal bo 50? As jy mooi dink, en iemand vertel jou 'n storie, en jy onthou 'n storie, voel dit soos laasweek. En ons besef nie, hoe vinnig gaan ons tyd verby nie. Elke dag tel. Elke dag van daai 6570 as jy 18 is, tel. As jy 70 jaar oud is, 25.550.000 dae. Elke liewe dag het getel. Of jy daarvan iets gemaak het of nie, jou dae het nie vir jou gewag nie. Jou dae is verby. Toe ek het weer sien en myself herinner, toe besef ek gaan nooit weer terug kan gaan en so 10.000 dae terugtrek en sê, oeps Here, ek het dit vergeet nie. Ek gaan net gou so 10.000 aftrek. Let's do it. Ek kan nie. Elke dag het getel. En as er nou een ding is wat nie genade het vir my en jou nie, is dit tyd. Het jy dit agtergekom? Tyd wag nie vir jou nie. Tyd stap, al sit jy. So, is almal nou nog opgewonde? So die Bybel herhaal dikwels dat die lewe vinnig verbygaan, soos Jakobus 4:14 sê. Hy sê die volgende: wel, luister nou. Julle wat sê, laat my so my ma dink. Julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 'n jaar deurbring en sake doen en wins maak. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie, want wat is julle lewe? Dit is tog net 'n damp wat vir 'n kort rukkie verskyn en dan verdwyn. Dit klink nou 'n bietjie swaar. Die woord klink nou 'n bietjie swaar nou, ewe skielik. Want ons word herinner vanoggend dat elke liewe dag betekenis het. Of ek dit gebruik of nie, dit gaan nie vir my wag nie. So die lewe is verganklik, soos 'n mis of 'n oggenddamp wat verdwyn na mate die son opkom. Tog leef ons dikwels asof ons al die tyd in die wêreld het. Ons stel dinge uit, ons mors tyd en jaag dinge na wat nie saak maak nie.
Ek weet dit is nie hier nie. Want jy het vanoggend die dag gemaak tel toe jy hiernatoe gekom het. En gesê het, bemoedig my net Chris vir wat ek al reeds reg doen. Welkom. Maar ek besef, hoe meer ons onsself sal begin herinner, kan ons in 'n plek begin kom en geposisioneer word om doelgerig ons dae aan te pak. Daar's niks fout om bietjie te rus en iets lekkers te doen en te geniet nie. Glad nie. Glad nie. Maar as iets fout, wanneer dag vir dag verbygaan en ek kry myself nie op nie. So Moses weer eens in Psalm 90 kom vertel ons eintlik hoe die mens nie besef hoe kort ons lewe is nie. En as ons in vergelyking kyk na God, hoor net wat hy sê, Psalm 90 vers 4, want 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister, as dit verby is, soos 'n uur in die nag. So God is ewig, maar ons is sterflik, ons lewens is kort en ons tyd op aarde is beperk. Hierdie werklikheid moet ons aanspoor om met dringendheid en doel te lewe. Omdat ek en jy vanoggend weet en onsself herinner hoe vinnig tyd is en hoe vinnig dit verbygaan, moet ons begin besef, omdat ons dit weet, moet ons elke dag maak tel. Is vir my net wonderlik, Paulus is altyd vir my die beste voorbeeld van dit. Paulus het verstaan dat sy tyd baie vinnig verbygaan. Hy het homself oral in plekke gaan indruk waar eintlik 'n goeie mens nie nodig was om te wees nie. Hy het so ver gaan homself in plekke insit waar dit sy dood kon beteken, hoeveel keer en dit het. Want hy het iets geweet, dat tyd gaan so vinnig. Hy het gesê, man, en ek hou van die Engels, dit is my beste. Hy sê, to be absent from the body, beteken om dood te wees. Hy sê, to be absent from the body is to be present with the Lord. Amper 'n opgewondenheid om te sê, jete, jy verstaan nie mooi nie. As jy my dood maak, is dit guns. Jy doen my 'n favour, chom. Want as jy my uithaal, is ek in daai oomblik voor my God, my Vader. En ek glo, omdat hy geweet het hoe kort tyd is, hoe kort sy lewe is, hoe kort die dae is, omdat hy dit geweet het hy elke dag doelgerig gelewe en alles uitgestort wat hy kon, wat God in sy hande geplaas het, sodat hy met soveel vrymoedigheid kon sê, hey ouens, is 'n bargain as jy my doodmaak. Maar hier is die ding, as ek en jy vandag vir mekaar eerlik vra, as jy nou moet gaan, nou, op hierdie oomblik, is jy reg? Of is al 'n paar dae wat ek geskiep het? Hey, net iets bybring. Ek preek vir myself ook. Ek bid vanoggend, sê die Here, vir die Here, Vader, terwyl ek weer voorberei my gebedstyd met die Here en sê, Here, werk met my ook in hierdie woord weer vanoggend. Maak dit vir my ook vas, Here. Dat ek my gedagtes om dit kan hou, Here, en te kan besef, Here, hoe belangrik is elke dag. Jy weet, ek het 'n seun van 32. Nee? 2 pragtige kleinkinders. Ek weet ek lyk nie so nie, want ek val onder die 18 kategorie. Want ek voel nog so. Marius, dis die scary bit. Ek het 2 pragtige kleinkinders. En ek sien hoe vinnig word hulle groot. Ek het die pragtigste dogter. 13 jaar oud. Maar deur haar het God my bewus gemaak hoe vinnig tyd verbygaan. Want ek het gesien, ek hou nog net 'n babietjie vir 'n rukkie. En dit het nie gewerk nie. Want tyd het nie genade nie. En ek besef dit al hoe meer, elke oomblik wat ek as 'n pa het vir haar lewe maak saak. Want dit is nie lank nie, dan dans sy saam met iemand anders. En sy hou hom vas
en ek moet sê, I gotta let go. Waar is die ma's en pa's wat weet? En jou prinses, Jan, sit in die arms van 'n ander man wat jy voel, ek haal jou kop af, chomma, as iets met my dogter gebeur. I love the Lord, maar ek sal jou vinnig huis toe stuur. Is dit nie waar nie? En dan besef jy besef, tyd het so vinnig verbygegaan. Net gister was hulle in jou arms. En hoeveel duisende dae het jy gehad wat God vir jou toevertrou het en jy dalk 'n paar geskiep? Jy gaan dit nooit weer terugkry nie, dads. Maar daar's baie goeie nuus ook. Al is ons lewens so kort, beteken dit nie dis betekenloos nie. Efesiërs 2:10 sê vir ons hierdie, hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, om goeie werke te doen, wat God vir ons voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Kyk vir jou langs jy sê, ek is vir goeie werke gemaak. Kyk vir hom, kyk vir haar, ek is vir goeie werke gemaak. God het beplan dat elke dag betekenisvol moes wees vir jou. Elke dag, elke minuut, elke oomblik. So God het 'n doel vir elkeen van ons lewens maak saak. En die manier waarop ons dit leef, het ewigheidswaarde. Paulus het dit geweet. Dit het ewigheidswaarde. Dis hoekom ek sê Paulus met soveel boldness kon sê, hey, julle verstaan nie, as jy my dood maak, doen jy my 'n guns. Ja. Ons is nou by punt nommer 2. Is julle nog met my? So tyd is belangrik vir God. Maak die meeste van elke geleentheid. Maak die meeste van elke geleentheid. En dis, ek dink partykeer waar ons dit mis, ons vergeet hoe belangrik is tyd vir God. Daar's 'n rede hoekom God die mensdom binne in 'n stelsel van tyd geplaas het. Jy sien, want ek dink as ons weet, daar's net 'n draadjie wat ek en jy het, dan maak dit dat ons anders te dink, anders te leef, anders te besluite maak. En hierdie kort tydjie, hierdie kort draadjie wat ek en jy het, is tog net 'n voorbereiding in ons karakter vir die ewige lewe wat wag. En God gee ons hierdie klein tyd, hierdie klein voorbereiding, hierdie klein aanpassing amper half, om ons karakter weer te vorm volgens sy wil. En tog is daar 'n mentaliteit in ons wat dink, we will live forever. Forever young, I wanna be forever. Well, good luck with that. Want ons almal het daai song gesing. Nou nog een van my favorites. Maar dis nie waar nie. We're gonna live forever, yes, with the king, maar nie hier nie. Elke dag tel, en vir God is tyd belangrik. So Paulus herhaal dit weer hierso in Efesiërs 5. Maar kom ek lees gou weer. Of nie, ja, kom ek noem net dit. Mag ons gebed ook soos Moses wees, in Psalm 90 vers 12. Om dit te sê, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ja, wat 'n wyse gebed, né? Here, leer ons, Here, help ons, Here. Help ons, Here, dat ons 'n wyse hart kan kry. So Paulus herhaal dit weer in Efesiërs 5:15 en 16. Hy sê, kyk dan nou goed hoe julle wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, want die dae is boos. Ja, kan eintlik weer so diep sê. Boos. Hy sê, koop hy dae uit. Maak elke oomblik tel, want vir God ook is tyd belangrik. Vir God ook is dit belangrik hoe jy jou tyd bestee.
wat jy met jou tyd doen, is vir God ook belangrik. Kolossense 4:5 sê dit, wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Hoeveel plekke? Koop die tyd uit. Stuur jou tyd goed. So ons tyd op aarde is 'n geleentheid om God lief te hê, ander te dien en die evangelie te deel. Elke oomblik is 'n kans om 'n ewige impak te maak. Elke kans. Elke dag. Elke oomblik waar jy is. Daar waar in jou werksplek is, hoe jy jou mense hanteer, hoe jy beweeg in die skool, waar ook al jy is, daai het betekenis. Daai tel. Want hoe jy mense hanteer en die impak wat jy daar maak, los jy iets agter. En ek glo, God soek, ek en jy moet 'n stukkie Christus in mense se lewens agterlaat. Want Christus gaan hulle nie sien nie, behalwe as hulle na jou kyk. Die derde ding, om wys te leef. Soek God sy wysheid, of soek God se wysheid en disipel ander. Bring ons terug na toevertrou vir die jaar. Is nie die dae wat God vir my gee, die dae wat God aan my toevertrou, my 25.000 dae wat ek gehad het, my 18.000 dae wat ek gehad het, my 20.000 dae wat ek gehad het, elke dag wat ek het, vertrou God aan my toe, om iets in iemand anders te deponeer. Hoe leef ons dan wys in 'n wêreld wat dikwels chaoties en voel of dit vinnig verbygaan? En ek wil 3 goedjies gou sê, en 'n bietjie meer. Ek dink so 4 goedjies, maar ek wil hulle hier noem. Die eerste ding is, herken die waarde van tyd. Herken dat tyd waardevol is. Wanneer ons besef hoe kort die lewe is, begin ons met groter doelgerigtheid leef. Ons prioritiseer wat werklik saak maak en maak los van alle afleidings. Ek moet begin weer herken dat tyd is baie belangrik en ek het geen genade rondom tyd nie, behalwe die genade wat Christus my gee om elke dag te maak tel. Amen. Kom ons wees eerlik met mekaar. Tyd gaan nie terugdraai vir jou nie. Elke dag maak saak. Jakobus 4:13 en 14 sê, wel luister nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan, soos ek nou gesê het, en daar 'n jaar deurbring en sake doen en wins maak. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie. My ma het altyd so gepraat, ek sal dit nooit vergeet nie, en tot vandag toe praat hulle so. Hulle sê nou nog, hoor jy, ons gaan 'n bietjie kom kuier, en as ons kom kuier, jy weet, gaan ons so en so, maar as dit die Here se wil is. Wie se ouers en familie praat nog so? Vir elke klein dingetjie. Want ek onthou my ouma het so gepraat. Hulle het besef hoe waardevol tyd is. Want hulle altyd gesê, hoor jy, ek is nie guaranteed 'n môre nie. Ek is nie gewaarborg dat ek môre gaan opstaan nie. So as dit God se wil is, om myself te herinner, ek gee tyd in die hande oor, Here. Ek weet nie hoe my dag môre lyk nie, maar U weet. Amen. Goed, tweede een, lewe met doelgerigtheid. Om met 'n doel te leef, beteken om God se wil vir ons lewe te soek, en ons optrede by sy planne in te pas. Dat is wonderlik, kan ek dit weer lees? Ek sê, om met 'n doel te leef, beteken om God se wil vir ons lewe te soek, en ons optrede by sy planne te laat inpas. Dit beteken my gebedslewe verander, en sê, Here, vir hierdie dag het ek U leiding nodig, Here. Help my om in te pas met die plan wat U vandag vir my het.
Help my om die ontmoetings te hê met die mense wie U wil hê ek moet hê vanoggend en Here en vandag en dat ek die wysheid sal hê om U hart oor te dra. Ek wil in U plan en U wil vir my lewe inpas vir hierdie dag. Amen. So Efesiërs 5, weer eens 15-16, kyk dan nou goed hoe jy wandel, hoe julle wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, want die dae is boos. Goed, ons is amper daar. Volgende punt, soek God se wysheid. Mag hierdie praktiese punte jou help om jouself te herinner. Soek God se wysheid. Ware wysheid kom van God. Dit gaan nie net oor kennis of intelligensie nie, maar oor hoe om ons harte by God se hart in te pas. Julle, dis 'n ander plek om planne te volg as wat dit is om met iemand se hart te connect. Amen. Want as ek 'n koneksie met iemand se hart maak, as ek 'n koneksie met iemand maak, dan lê ek gewoonlik myself neer en ek doen baie meer vir daai persoon, want ek voel daar's 'n verhouding. So Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, sê die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. So om wys te leef, moet ons voor God verneder, sy leiding soek en op sy planne begin vertrou. Amen. Dis maklik gesê vanoggend. Dis moeiliker as ek in 'n situasie is, wanneer dit alles van my vra. Wie weet waarvan ek praat? Wanneer ek by daai plek kom en ek weet, daar is nie meer 'n agterdeur nie. Wanneer ek nie meer weet hoe om 'n ding te hanteer nie, hoe om iets te betaal nie, hoe om iemand gesond te kry nie, en hulle sê vir jou, daar is nie meer 'n plek nie, daar is nie meer tyd nie, dan sê ek, Here, dis daai moeilike plek, wat ek sê, met alles, gaan ek sê, ek het niks meer oor nie, vat hierdie dag, vat hierdie lewe, vat hierdie planne, doen wat U wil doen, Here. En die laaste enetjie, en ek gaan klaarmaak met hom, is ons is geroep om ander te disipel. 2 Timoteus 2 vers 2 vir hierdie jaar. Hierdie jaar se visie is so ingestel om te kan sê, maak elke dag tel. Maak elke dag tel dat dit wat God alreeds in jou geplaas het, gedeponeer het, dat jy in staat sal wees om ander dit ook te gee, te leer, 'n pad mee te stap. Om jouself te begin uitstort in ander mense se lewens. So 2 Timoteus 2 vers 2, en ek gaan dit herhaal weer, hy sê dit, en wat jy van my gehoor het voor baie getuies, vertrou dit toe aan betroubare mense, wat in staat sal wees om ook ander te leer. So disipelskap gaan daaroor om ons impak te vermenigvuldig deur in ander te belê. Dit gaan daaroor om die wysheid en waarheid wat ons ontvang het aan ander oor te dra, sodat toekomstige geslagte kan voortgaan om in geloof te groei. Jou lewe maak saak. Wat jy in iemand anders gaan begin deponeer, maak saak vir hulle toekoms en hulle kinders se toekoms. Ek en jy is vandag in hierdie plek oor 12 getroue disipels. Op die einde 11. Kyk, waar sit ek en jy vandag? Want hulle het tot die dood toe alles neergelê en gedeponeer in mense, sodat ek en jy vandag in 'n gemeente gebou kan sit en sê, Jesus is groot.
Jesus is my redder, dat ons vanoggend kan sit hierso en kyk hoe 'n jong dametjie, 'n jong dogtertjie gedoop kan word en Jesus bely met haar mond. Wil jy nie graag vir iemand anders dit wees? Dag vir dag nie. Maak elke dag tel. Besef die waarde van dit. En ek wil bid vanoggend en ek wil afsluit met dit weer, Psalm 29 of Psalm 90 vers 12 weer, waar hy gesê het, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom of verkry. En Here, dis my gebed vanoggend. Vader, ek wil voor U kom vanoggend en sê, Here, almal van ons wat hier sit vanoggend, Here, mag ons bewus wees vanoggend, hoe belangrik is ons daar. Mag ons bewus wees vanoggend, Here, hoe belangrik is die tyd wat ons met U spandeer. Elke dag, Here, hoe waardevol is dit, Here. Dankie dat U goedheid en U guns meer as genoeg is om ons deur elke situasie te kan dra. Elke ding te kan vat, dag vir dag vir dag. Heilige Gees, ons vra om ons bewus te maak van die Vader vanoggend. En die tyd wat vir ons gegee is. En die wysheid waarmee U wil hê, ons moet elke dag aanpak. En ek wil vanoggend vra, Here, die wat voel vanoggend, Here, weet jy wat, ek wil opnuut my dae vir U gee. Wie wil saam met my opstaan vanoggend? Wie wil saam met my opstaan en sê, Jesus, Here, vanoggend wil ek dit wat Chris oor gepraat het, Psalm 90:12, ek wil dit bid vanoggend. Ek wil vanoggend sê, Here Jesus, dat elke dag, Vader, wil ek vertrou, dat U my wysheid sal gee, Here Jesus. Wysheid sal gee, dat ek 'n hart sal hê, Vader, wat vol gepomp is met die wysheid van die Vader, in God se wil en God se plan beweeg. Amen. Amen. Dankie, Jesus. Here, daarom is my gebed nou vanoggend vir elkeen wat staan vanoggend. Ek bid vir die genade, Here, om U stem te hoor. Die oggend as ek opstaan, bewus te wees van hierdie dag tel, in Jesus naam. Dat vanoggend, van môreoggend af, 'n bewustheid sal wees van die volgende chapter, dag in my lewe, wat baie belangrik is vir U. Gebruik van nou af elkeen wat hier staan se dae, Here Jesus. Gebruik van môreoggend af elkeen se dae, Here, in die bewusmaking van die dag is belangrik vir U, Vader. Help my om my dag goed te bestee. En Here Jesus, ek vra ook namens ons almal vergifnis vanoggend. Vir dae wanneer ons wou moed opgee, vir dae aan een, Here, wanneer ons net gesê het, ek is klaar, ek is moeg, ek wil nie meer nie, tyd net verbygaan. Dae wat ons gemors het, omdat die vyand vir ons gelieg het oor waar hy is in ons dae, wil ons selfs kom vanoggend en sê, Jesus, asseblief vergewe ons vir dit. Maar dankie dat U daarvoor ook reeds die prys betaal het. En ons neem vanoggend, Here, met soveel vrymoedigheid, Vader, elke dag aan, en ons pak dit aan, Here, in die naam van Jesus Christus, om U hart en U planne te soek, dag na dag. Mag ons van hierdie oomblik af, tot die dag wat U ons kom haal, vra ek met genade, Here, bewus wees van hoe belangrik tyd vir U is. En dat ek soos Paulus kan sê, Here, julle verstaan nie, I'm ready to go home. Dis vir my wins om te moet sterf, want dan is ek dadelik by my Here. Ek loof U, Vader, ek eer en ek prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen.